Vandag se lesie kyk ons nog steeds na die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Die tweede vereenvoudiging waarna ons kyk, gaan aftrekking wees. Baie belangrik is, ons kan slegs gelyksoortige terme van mekaar aftrek. Die tweede ding by aftrekking moet ons baie belangrik oplet na watter polinoom eerste geskryf word. As ons nou oplet na watter polinoom eerste geskryf word, beteken dit dat jy moet doodseker maak watter polinoom is die een wat jy moet aftrek. As ons kyk nou na ons eerste voorbeeld wat vir ons sê, trek 4a² minus 2ab plus 8b² af van minus a² minus 3ab plus 5b². As ons nou hierdie voorbeeld mooi lees, dan sê dit vir ons, trek 4a² minus 2ab plus 8b² af van minus a² minus 3ab plus 5b². Nou hier het ons weer eens twee metodes. Die eerste metode is soos met die optel, ons horisontale metode. By ons horisontale metode skryf ons die polinome op dieselfde horisontale lyn. Nou het ons gelees, trek 4a² minus 2ab plus 8b² af van minus a² minus 3ab plus 5b². Met ander woorde, ons sien, hierdie polinoom is die een wat ons eerste moet skryf, en hierdie een is die een wat ons tweede moet skryf. Met ander woorde, ons gaan hê minus a² minus 3ab plus 5b² minus 4a² minus 2ab plus 8b². Met ander woorde, nou gaan ons hom vereenvoudig, so ons gaan ons hakkies weghaal. Die eerste hakkie bly presies dieselfde, maar by die tweede hakkie gaan daar nou 'n verandering plaasvind. Omdat ons nou hierdie minus het wat ons voor die hakkie staan, beteken dit al die volgende tekens gaan verander. Nou het ons hier 'n minus maal met 'n plus wat 'n minus word. So daai minus gaan nou elke teken in die hakkie wat volg verander. So die minus maal met die plus word 'n minus 4a². Dan het ek nou weer die minus maal met hierdie minus. En 'n minus maal met 'n minus gee ons vir my 'n plus 2ab. Dan het ek nou die volgende een weer hierdie minus tekentjie wat ek moet vermenigvuldig met hierdie minus. En dit gaan vir my gee minus, 'n minus maal 'n plus is 'n minus 8b². Nou is ons daar, laat ons gelyksoortige terme gaan soek. Met ander woorde, as ons nou kyk na minus a², dan het ek minus 4a² en dit gee vir my minus 5a². Volgende ene wat ek het is minus 3ab, soek nog 'n ab, hier het ek 'n plus 2ab, minus 3ab plus 2ab gee vir my 'n minus ab antwoord. En die volgende enetjie wat ek kyk, ek het 5b² minus 8b² en dit gee vir my 'n antwoord van minus 3b². Die tweede metode wat ons hierdie aftrek kan doen, is net soos by die optel, is dit die vertikale metode. Dit is nog steeds net so belangrik dat ons weet watter polinoom ons eerste moet skryf, of bo moet skryf. Met ander woorde, nou gaan ons hê
Eerste polinoompie bly minus a kwadraat minus 3ab plus 5b kwadraat. Nou het ons 'n groot minus hierso. Die volgende ene is 4a kwadraat minus 2ab plus 8b kwadraat. Nou net so gaan hierdie minus nou die tekens beïnvloed wat volg. Met ander woorde, hierdie minus en hierdie plus wat hier staan mos eintlik 'n spookplus. Daai minus gaan hierdie plus in 'n minus verander. Daai minus gaan hierdie minus in 'n plus verander en daai minus gaan hierdie plus in 'n minus verander. Met ander woorde, ek het minus a kwadraat minus 4a kwadraat en dit gee vir my minus 5a kwadraat. Dan het ek minus 3ab plus 2ab en dit gee vir my minus ab en dan het ek 5b kwadraat minus 8b kwadraat wat vir my gee minus 3b kwadraat. En dit is dan die vertikale metode. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk sê ook weer vir ons trek 4x kwadraat minus 2x plus 3 af van 5x kwadraat plus 3x minus 6. Goed, as ons dit lees, beteken dit dat ons kan sien hierdie 5x kwadraat plus 3x minus 6 gaan my eerste polinoom wees en my tweede polinoom is die 4x kwadraat minus 2x plus 3. So as ons weer kyk na ons eerste metode, dan sien ons met ons eerste metode gaan ons skryf 5x kwadraat plus 3x minus 6 en dan skryf ek hierdie in hakkies minus 4x kwadraat minus 2x plus 3 want ek moet nou 4x kwadraat minus 2x plus 3 aftrek van 5x kwadraat plus 3x minus 6 af. Nou baie belangrik weer eens, hierdie teken gaan mos nou 'n invloed hê op elke teken in die hakkie wat volg. So ons het nou 5x kwadraat plus 3x minus 6. Hierdie minus gaan ons maal met die spookplussie wat voor die 4 staan. Daai minus maal met 'n plus word 'n minus. So daai is minus 4x kwadraat. Dan het ons die minus maal met die minus en dit gee vir my minus maal 'n minus is 'n plus 2x. Verder het ek nou die minus maal met die plus en die minus maal met 'n plus gee vir my 'n minus 3. Nou kan ek al my gelyksoortige terme gaan bymekaar tel. Nou sien ek het 5x kwadraat minus 4x kwadraat en dit gee vir my 'n antwoord van x kwadraat. Verder het ek plus 3x plus 2x en dit gee vir my 'n antwoord van plus 5x. Dan het ek nou minus 6 minus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 9. So my finale antwoord is x kwadraat plus 5x minus 9. Kom ons kyk net na metode 2. By metode 2 gaan ek hulle nou weer eens ook onder mekaar skryf, want dit is ons vertikale metode. Dan kan ons skryf dit is 5x kwadraat plus 3x minus 6 en ons trek daarvan af 4x kwadraat minus 2x plus 3. As ek nou gaan kyk na hierdie minus, dan beteken dit hierdie minus gaan hierdie plus in 'n minus verander
Die volgende minus gaan 'n plus word en die laaste plus gaan 'n minus word. Met ander woorde, ek het dan 5x² minus 4x² en dit gee vir my x², 3x plus 2x gee vir my 5x en min 6 minus 3 gee vir my minus 9. Die volgende vraagie vra nou vir ons, wat moet by 5x² minus 3x plus 8 gevoeg word om 7x² minus 3x plus 10 te gee? Nou as die vraag dit so vir ons vra, dan klink dit amper soos 'n optelsom, maar dit is 'n aftreksom. Want as ons lees, wat moet by 5x² minus 3x plus 8 gevoeg word om 7x² minus 3x plus 10 te gee, beteken dit dat hierdie 7x² minus 3x plus 10 is my eerste vergelyking, eerste polynoom, en ons moet dan 5x² minus 3x plus 8 aftrek van 7x² minus 3x plus 10 af, om te kyk wat moet ons by hom tel, om te weet, om by die 7x² uit te kom. So ons metode 1 is weer eens, soos ons nou al gesê het, ons horisontale metode. Met ons horisontale metode gaan ons sê dit is 7x² minus 3x plus 10 minus, en ek sit my tweede polynoom in hakkies, want dit is baie belangrik om ons tekenreëls te onthou, want hierdie minus gaan al die tekens verander. Dit is hoekom ek die hakie eers daar neersit, sodat ek eers vir myself kan oortuig wat die nuwe tekens gaan wees. So dit is 7x² minus 3x plus 10. Hier gaan ons nou kry met ons minus, maal met hierdie plusie wat daar staan, word 'n minus, met ander woorde, dit word minus 5x². Die minus, maal met die minus wat hier staan, 'n min maal 'n min gee vir my 'n plus 3x. Dan het ons nou die volgende ene, het ons weer hierdie minus, en ons moet dit maal met daai plus, en 'n minus maal 'n plus gee vir my 'n minus 8. Nou het ek hom so, dat ek weer my gelyksoortige terme kan bymekaar tel. As ons nou kyk na 7x² minus 5x² gee dit vir my 2x². As ons nou het minus 3x plus 3x minus 3x plus 3x, is die optel inverses van mekaar, met ander woorde, dit gee vir my 'n antwoord van 0, en dan kry ek verder plus 10 minus 8 plus 10 minus 8 gee vir my 'n antwoord van 2. Met ander woorde, my finale antwoord is 2x² plus 2. As ons nou kyk na metode 2, metode 2 gebruik ons mos nou weer ons vertikale metode. Vertikale metode skryf ons die 2 onder mekaar. Met ander woorde, ons gaan hê, dit is 7x² minus 3x plus 10, en dan het ons minus, en dit is daai 5x² minus 3x plus 8. Nou as ek kyk na hierdie minus voor die lyn, voor die vergelyking, of voor die veelterm, dan gaan daai minus al die tekens verander wat nou kom. Met ander woorde, hierdie plus verander na minus toe, die minus verander na plus toe, en daai plus verander na 'n minus toe. Met ander woorde, ek het 7x² minus 5x² gee vir my 2x². Minus 3x plus 3x is 0, en 10 minus 8 gee vir my plus 2.
Met ander woorde, my finale antwoord is 2x² plus 2. Hierdie is die tipe voorbeeldjies van vrae wat jy kan kry oor die aftrekking van algebraiese uitdrukkings. En dit is wanneer hulle vir jou vra om te vereenvoudig en jy kry 2 uitdrukkings wat jy van mekaar moet aftrek. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Lekker werk!